Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan die geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werk van sy Gees. Amen. Nou vir u wat die woord saamgebring het, kom ons maak oop by Matteus 6. Dan gaan ons daar saam lees. Matteus 6. Ek weet ons het gesê ons gaan daar van vers 1 tot 15 lees, maar ons gaan net van vers 9 tot vers 15 lees. Dis die Here Jesus aan die woord en hy gee vir ons hierdie gebed, hoe ons moet bid, 'n raamwerk, ons kan invul. Dit gee vir ons leiding hoe ons bid en hoe ons moet binne God se wil moet bid. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. Net tot sover, kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Ons Vader, ons drie-enige God, wat 'n verskriklike voorreg om in hierdie tyd van inklusiwiteit, die ware God, die God wat hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in alle ewigheid, en dat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, dat ons vanmôre vir u kan aanbid. Ons buig sommer laag voor u. U is ons God. Here, die voorreg wat ons gehad het om in Christelike huise groot te word, maak nie saak in watter kerk ons groot geword het nie, waar ons geleer het van God die Vader, Seun en Heilige Gees, en dat ons voor u kan buig en u kan aanbid vanmôre. Here, dat ons die verlossing van Jesus Christus in ons lewens kan ervaar, dat ons dit kan uitlewe, dat ons 'n verhouding met u kan hê. Is eintlik 'n verbuisterende gedagte, dat u neergebuig het na ons, soos Adam en Eva wat daar weggekruip het agter die vye blare en hulle opgesoek het en gesê, Adam, Adam, waar is jy? Chris, Piet, waar is jy? Sunny. En hy ons opgesoek het en hy ons gevind het. Daarom gee ons vir u al die eer dat ons vanmôre u kinders kan wees, maar u het vir ons 'n woord nagelaat. 'n woord wat ons moet navolg, 'n woord wat ons lewens kan verander en kan rig volgens u wil, en ons kan verander na die beeld van Jesus Christus. Kom doen dit asseblief vanmôre, ook deur die prediking van die woord. Here, salf asseblief my lippe, dat ek dit so kan spreek, dat dit tot u verheerliking sal wees. Maar Vader, dit sal niks help, as dit nie in omgewerkte, vrugbare grond vanmôre val nie. En daarom bid ek daarvoor, oral waar u woord in waarheid uitgaan vanmôre, dat u verheerlik sal word, en help vir ons om daders te wees. Ons bid vir hierdie gemeente en al die aktiwiteite, dat die seën asseblief daarop sal rus. Ook vir Dominee Gerard hulle, dat u seën ook daar sal rus. Ons het gehoor dat Ethel nie wel is met haar nie, dat u asseblief u genesende hand oor haar sal strek en vir haar sal genees. Dankie Here dat ons ook kan bid, soos daar reeds gebid is vir hulle wat verjaar, dat u geseënde doel ook in hulle lewens sal bereik vir die tyd wat u bepaal het wat hulle op aarde moet wees. Word nou verheerlik deur die prediking van die woord. Amen. Vriende, ja, ons is nou by die derde boodskap oor die gebed van die Here. Net so baie vinnig gaan ek dan oor, waaroor het ons dan nou al reeds gepraat?
So 'n rekapitulisering van dit wat ons oor gepreek het. Ons het gekyk na die woordjie ons in die Onse Vader. Hier is ons kollektief by mekaar en ons roep hom as familie aan, ons. Nee, in die binnekamer kan jy sê my Vader, maar hier praat ons van ons Vader. Vader wat absoluut spreek van ontferming, intimiteit, 'n Vader wat intiem in jou lewe betrokke sal wees. Elkeen van ons het 'n Vader nodig, iemand wat intiem in ons lewe betrokke sal wees. En dis hoekom ons sê ons Vader, wat in die hemele is, vriende, dis waar die troon van die genade is, volgens die psalmdigter, en van waaruit hy volle perspektief het oor ons lewens, oor dit wat op die aarde gebeur, né? En daarom sê ons Vader wat in die hemele is. Dan sê ons, laat u naam geheilig word. Dit is wanneer ons oorgaan tot in aanbidding. Laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied. Dit is die erkenning aan God se soewereiniteit. Soos in die hemel, so ook op die aarde, sy wil vir die toekomstige koninkryk, maar ook natuurlik beide vir sy hemelse wil, in en deur my lewe, wanneer ek bid, laat u wil geskied, dat dit ook in en deur my lewe sal geskied. En dan het ons gekyk, gee ons vandag ons daaglikse brood, daar verklaar ons afhanklikheid van God, erken ons hom as God, wat vir alles sorg, Psalm 138 vers 8, wat hemel en aarde geskaap het, trou bly tot in alle ewigheid, en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Nou ja, daar het ek nou sommer 'n hele paar uur se boodskap so kort gevat in 2 minute. Vandag kyk ons en vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Die Engels sê, and forgive us our debts. Nou om hierdie skulde in konteks te verstaan, kyk ons na die parallelle gedeelte in Lukas 11 vers 4 van die Onse Vader. En wat staan daar geskrywe? Vergeef ons skulde. En Matteus sê hy vergeef ons sonde. In Matteus sê hy vergeef ons skulde. Nou dis nie 'n vertalingsfout nie. Wat dit vir ons hierso beskryf is, wanneer die term skulde gebruik word, verwys dit met ander woorde na geestelike skuld in sy konteks. Dit beteken ons is in diepe skuld by God. Inteendeel, onmeetlike skuld. Onbetaalbare skuld by God. Die woord van God is egter Heilige Gees geïnspireer. Die woordkeuse wat hier gebruik word in Matteus, skuld, was egter nie 'n fout nie. Want kyk ons na die gelykenis van die barmhartige skuldeiser, verstaan ons waarom hierdie woorde, hierdie onbetaalbare skuld teenoor God gebruik word. Net God se genade in Christus kan ons vryspreek. Het die skuld kwytskel. Matteus 18 vers 23 tot 27. Baie interessante gedeelte, wat nou aanvullend is by hierdie vergeef ons skulde. Daarom word die koninkryk van God vergelyk met 'n sekere koning, wat met sy diensknegte wou afreken. En toe hy begin afreken, word daar een na hom gebring, wat 10.000 talente skuldig was. En omdat hy nie kon betaal nie, gee hy sy heer bevel dat hy verkoop moes word, en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het, en dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig hom en sê, Here, wees lankmoedig met my
en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensnag het innig jammer vir hom gevoel en hom losgelaat en hom die skuld kwyt geskelp. Hierdie gedeelte is van groot betekenis vanweë ons skuld teenoor God. In hierdie gedeelte, wanneer hy praat van diensknegte waarmee daar afgereken moes word. Vriende, was dit moontlik provinsiale regeerdes. Die geld was inkomsbelasting gewees wat na die koning gebring moes word wat moontlik verkoos is. Die 10.000 talente wat hy in skuld wat verwys na 'n onbegryplike groot getal. Ek weet nie of jy al geluister as hulle hier op TV of iewers sê hoeveel geld Elon Musk het nie. Dan is dit so onbegryplike getal. Jy kan nou nie eintlik weet wat is hierdie biljoen en triljoen waarvan hulle praat nie. Nou hierdie term, hierdie 10.000 talente verwys daarna. 'n Talent was die grootste eenheid in die geldmark gewees. 10.000 in die algemene spreektaal het net verwys na 'n oneindigende getal. Dan staan daar geskryf dat hy verkoop moes word, as slawe verkoop moes word, sy gesin en al sy besittings. En dit was 'n manier om van hierdie geld dan te herwin, wat hierdie dienskneg natuurlik geskuld het. En dan die oneindigende genade, en waarvan spreek dit? En hom die skuld kwyt geskelp. Die oorvloedige, medelydende deernis en vergifnis, wat God vir die smekende sondaar het, wat 'n onbetaalbare skuld by hom is. Dis baie belangrik, daar die onbetaalbare skuld by hom is. Jy kan nie daai skuld vereffen nie. Die laaste woord aan die kruis wat Jesus uitgespreek het, sal jy onthou is die woorde dis volbring. In die Grieks kry jy die woord tetelestai. Hy het daar uitgeroep, tetelestai. Dit beteken dis betaal. Die volle skuld is betaal. My en jou skuld is betaal. Wanneer jy vandag na 'n winkel gaan en 'n item koop, ek weet hulle doen dit nog by Chamberlain, dan betaal jy daai item en as jy by die deur kom, dan kyk hulle na die strokie en dan sit hulle so stamp op. Betaal, dan kan jy gaan. En dis wat daardie woord tetelestai beteken in daai tyd, dis betaal. Dis wat Jesus aan die kruis gedoen het, hy het al ons skuld betaal. Maar nou sê Jesus vir sy kinders in die Onse Vader, nie vir die ongeredde daar buitekant wat nog by Jesus moet uitkom nie. Hy praat nou met sy kinders en hy sê vergewe ons skulde. Hulle wat kragtens die soendood van Christus as kinders aangeneem is uit genade, uit sy verkiesende genade. Galasiërs 4 vers 5 en 6, waar hy sê, deur wie ons roep, Abba Vader, hy sê vir sy kinders, so moet julle bid, vergeef ons skulde. Hierdie skuldbelydenis het niks te doen met die regverdig verklaring kragtens die soendood van Jesus Christus nie, dat jy vrygespreek is nie. Vriende, hierdie sondebelydenis het te doen met wat? Wanneer ons sê vergeef ons skulde, dit het te doen met sy kinders wat nalatig is. Teenoor byvoorbeeld 'n opdrag van die Here, ongehoorsaamheid, sommer stoutigheid, wat hy sê, jy moet bid, vergeef ons skulde. Die Bybel sê, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie.
En dit laat die vraag vanmôre, wanneer die Here vir ons sê ons moet bid, vergewe ons skulde, dan laat dit vanmôre vir ons die vraag, wanneer laas het jy jou sonde voor God bely? Sonde van biddeloosheid. Die opdrag wat die Here gegee het om disippels te maak, om die evangelie te verkondig. Wanneer God iemand op jou pad stuur, en jy weet dit, en jy is nalatig. Omgang met sy woord, omgang met God en sy woord. Onwelvoeglike optrede teenoor ander mense. Beloftes wat nie nagekom word nie. Vriende, ons kan met die lys aangaan vanmôre. Ek wil nie vanmôre die werk van die duiwel hiervoor verrig om u aan te kla nie. Dit is nie die doel nie. Maar dat die Gees van God vanmôre vir ons kan oortuig om by daai punt uit te kom wat jy ook bid. Vergeef ons skulde. Goed, dan die tweede gedeelte, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Hier kom die probleem. Hier kom die probleem. Daar was 'n spreekwoord onder die vroeë Jode gewees, so ernstig. Daai eerste klomp Christene, hulle het hierdie woord, hierdie gebed van die Here so ernstig opgeneem, dat ek het in een van my woordeboeke, naslaanboeke opgelees het, waar hulle gesê het, niemand behoort op sy bed te lê sonder om die te vergewe wat teen hom oortree het nie. So ernstig was dit vir hulle, dat 'n man homself tot ewige straf verdoem het, om selfs hierdie gebed te bid, om te sê, Here, vergeef ons skulde, soos ek my die vergewe wat teenoor my skuldig is. En ek bid daai gebed met wraak en haat in my hart. So ernstig is hierdie gedeelte opgeneem onder die vroeë Jode, dat hulle nie gaan slaap het sonder om die te vergewe wat teenoor hulle oortree het nie. Niemand kan homself moontlik beskou as die objek van goddelike vergifnis, as hy of sy moedswillig en in die gewoonte is om sy medemens nie te vergewe nie. Vriende, dan kan jy jouself nie as die objek van goddelike vergifnis beskou nie. Ons gaan dit nou verduidelik. Ons praat nie nou hier van die algehele vergifnis waar jy regverdig verklaar word as kind van die Here. Die karakter of gesindheid van vergifnis, soos ons skuldenaars vergewe, berei vir my die grond om met 'n skoon gewete ook by God vergifnis te ontvang of te verwag. Met ander woorde, om met vrymoedigheid te bid. Vader, vergewe my sonde. En ek kan dit nie bid as ek nie die vergewe wat teenoor my skuldig is nie. Dit berei die grond om met 'n skoon gewete te sê, Vader, vergewe my sonde. Markus 11 vers 25 en 26. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge mag vergewe. Daar kom die bevestiging. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemele is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. God wil graag sy eie beeld in sy vergewene kinders sien reflekteer. Maar om vir God om vergifnis te vra, terwyl ek weier om te vergewe, die teenoor wat teenoor my oortree het,
is om God se beeld te skaad. Verstaan nie? God is 'n God, een van sy attribute is daai vergifnis wat hy gee, onverdiend, terwyl jy met jou rug op hom gedraai is, en niks met hom te doen het nie. Kom sy gees en sy gees oortuig jou, en deur sy genade bekeer hy jou tot hom. En jy vra hom vergifnis. Dis 'n attribuut van God, om te vergewe. Nou wil hy hê ons moet navolgers van God wees. Wat beteken dit? Ons moet ook vergewe. Dit moet ook die gesindheid in ons wees. En as ons dit nie doen nie, wat doen ons? Die beeld van God word geskaad. Dis wat die wêreld daar buitekant moet sien, waar ons lewe, waar ons optree. Daai man of vrou moet eintlik na jou toe kom en vir jou sê, ja, hoe kon jy my vergewe het vir hierdie dinge wat ek teen jou gedoen het? Hoe is dit moontlik? En dan moet jy met vrymoedigheid kan sê, hoorie, kom sit hier. Ken jy Jesus? Maar as jy nie vergewe nie, hoe skaad dit die beeld van God nie? Jy kry nie eens die geleentheid verder om te getuig nie. Wanneer die Here in vers 14 en 15 sê, as julle vergewe, vergewe ek julle, as julle nie vergewe nie, vergewe ek julle ook nie. Nou ek onthou, iemand het eendag vir my gesê, ons was by 'n geleentheid gewees, toe sê hy vir my, of eintlik so vir ons wat daar gestaan, toe sê hy, wel, dis baie duidelik in die woord, as jy nie vergewe nie, sal God jou nie vergewe nie, dan eindig jy in die verkeerde plek. Nou vriende, dit is nie, hoegenaamd nie, wat hier gesuggereer word nie. Jou vergifnis, wat jy ontvang het, dat jy regverdig verklaar is kragtens die soendood van Christus, is vir ewig. Die vryspraak, wat jy ontvang het, behoort vir ewig aan sy kind, vir die wat in Christus behoort. Kom ons luister net, wat sê hy hierso, om dit te verduidelik. Johannes 5 vers 24 sê, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie. Romeine 8:1 sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Efesiërs 1 vers 7 sê, in hom het ons die verlossing, deur sy bloed die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Met ander woorde, jy is kind van God in Christus Jesus. Nou wat sal die Here dan bedoel as hy hierso sê, as jy vergewe, vergewe ek jou, as jy nie vergewe, vergewe ek jou nie. Wat beteken dit? Gelowiges moet hulle sonde bely om 'n dag tot dag wassing te ontvang. Gelowiges. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sonde bely, is getrou en regverdig om ons sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hierdie soort wassing is 'n wassing van wêreldse besmetting. As kind van God gaan jy in die wêreld in. En daardie natuur is nog daar, wat ek kyk na dinge waarna ek nie moet kyk nie. Ek sê dinge wat ek nie moet sê nie. Dit besmet my. Dis daardie wêreldse besmetting waarvan ek gereinig moet word, sodat ek 'n rein skoon kanaal vir God kan wees. Dit is nie 'n herhaling van die algehele vergifnis van sonde wat lei tot regverdig verklaring kragtens Christus se soendood nie. Dit is om voete te was, in plaas van die hele liggaam 'n bad te neem, is dit om voete te was. Wat sê Jesus in Johannes 13 vers 10? Dit lig dit so mooi uit. Jesus sê vir hom, hy wat gewas is, het niks anders nodig as om voete te was nie, maar hy is heeltemal rein. Hy is regverdig verklaar. Jy is kind van God, maar daai voete moet gewas word. Elke dag vergewe ons ons skulde.
As jy nie vergewe nie, sal Christus nie daardie voete was nie. En sal die effek wat daai vuil voete op jou het, bly. Hy gaan nie daai vuil voete was nie. Die effek wat sonde op jou het, en in die geval onvergewensgesindheid, sal op jou bly. Wat bedoel ek daarby? Dit sal op jou bly. Het jy al ooit na iemand gekyk of gehoor hoe hy praat wat met onvergewensgesindheid rondloop? Daar's altyd bitter gal wat uit sy mond uitkom. Kind van die Here. O, die wêreld skuld hom. Sy tong is afbreekend en nie opbouend nie. Al dink hy beteken nog baie vir die koninkryk van God, doen hy meer skade aan as wat hy goed doen. Sy godsdiens is 'n dooie meganiese godsdiens, 'n ortodoksie, in steede van 'n lewende verhouding met die Here. Hy's negatief en kritiserend, nie deel van die oplossing nie. Dis die effek wat daai onvergewensgesindheid op jou lewe het. Daardie blydskap en vrede wat die Here het in jou lewe, daai wonderlike gemeenskap met die Here, daardie blydskap en vrede, het plek gemaak vir onvergewensgesindheid, bitterheid, en soms gee dit uiting in woede-uitbarstings. En dit kan op sy beurt lei na fisiese siektes, hartprobleme, senusiektes, omdat daai blydskap in die Here nie daar is nie, daai vergewensgesindheid nie daar is nie. As gevolg van sekere oormaat van stowwe, ek lees nou die dag 'n artikel, wat jou liggaam afskei as gevolg van onvergewensgesindheid. Artritis, gout. Nou ek sê nie, vriende, verstaan my baie mooi. Daar's verseker, genetika speel ook 'n rol. Ek sê nie almal wat nou vanmôre hier sit met artritis of iets, jy sit met onvergewensgesindheid. Nee, hoegenaamd nie. Dit was net interessant hierdie artikel wat ek gelees het, waarop ek my nie verder wil op uitlaat nie. Kan jy sien, hoekom is hierdie gedeelte so belangrik in God se woord? Vergewe ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Jy moet 'n skoon kanaal vir God wees, en voorsiening is daarvoor vir ons gemaak in die Onse Vader gebed. Dat hierdie gevolge, hierdie besmetting, nie daar op my is, wat in die eerste plek God se naam skaad, sy koninkryk skade aanrig, en 'n nadelige effek op my en die mense om my het nie. Dis vir jou geestelike behoud, vir jou en die om jou. En meneer, as jy nie vergewe nie, as jy met onvergewensgesindheid sit, het dit 'n effek op jou vrou, dit het 'n effek op jou kinders, dit het 'n effek op die samelewing, daar waar jy werk, daar waar blydskap en vrede gesien moet word in jou lewe, is net afwesig. Dis vir jou fisiese behoud, 'n gesonde liggaam, huisves 'n gesonde gees. Nou oké, dis natuurlik 'n boodskap heeltemal op sy eie, wanneer God in sy direkte of indirekte wil 'n siekte in jou lewe toelaat, wat hy nie gesond maak nie, wat juis 'n gesonde, nederige siel in jou tot stand bring, waar afhanklikheid van God bly. Byvoorbeeld Paulus, wat ook gebid het, Here, asseblief neem hierdie doring in my vlees weg, en die Here het gesê, my genade is vir jou genoeg, en so het hy Paulus nederig gehou. Dis 'n boodskap op sy eie. Indien jy nie vergewe nie, bly die effek wat onvergewensgesindheid het op jou. Dit skep, en nou dit is die probleem wat dit nou skep. Dit skep nuwe gronde. Wat se nuwe gronde? Dit skep vir die duiwel 'n verdere geleentheid om versoekings op jou pad te bring, wat jy nie sal kan weerstaan nie.
Ek het 'n vriend gehad wat ek laas jaar begrawe het. Hierdie vriend het teenoor my getuig, 'n kind van die Here. Sy baas het hom beskuldig en hom onregmatig hanteer. En dit was in 'n vergadering gewees waar groot besluite geneem moes word. En hy kon nie hierdie baas van hom vergewe nie. Hy self getuig toe hoe die een versoeking na die ander op sy pad gekom het. En hy het gesoek daarvoor. Dit het hom vernietig. Dit het sy lewe vernietig. Geestelik en fisies. En so is hy graf toe. En nou spekuleer ek vanmôre. Wat sou die Here deur hierdie man se lewe vermag het? As hy 'n dag of 2 nadat sy baas hom onregverdig behandel het en hom beskuldig het, vergewe het. Hoeveel sou die Here nie deur sy lewe vermag het nie? En toe sy graf toe. Sy geestelike lewe en sy fisiese lewe vernietig. Wanneer laas het jy jou skuld voor God bely? Is daar iemand wat jy vanmôre moet vergewe? Moet nie die gif drink en hoop jou vyand sterf nie. Jy gaan sterf. Vergewe ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Ek hoop u verstaan hierdie gedeelte bietjie beter vanmôre. Volgende week sal ons dan afsluit. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk, krag en die heerlikheid. Kom ons buig die hoofde. Vader, ek moet vanmôre bely, hierdie is 'n baie groot saak wat ek glo nie een van ons in hierdie gebou vanmôre kan doen, as u nie vir ons groot genade gee nie. Baie groot genade gee en oortuig deur u Gees en die liefde ons hart sal vul nie, om ook die te vergewe wat teen ons oortree het. En laat ons daardeur u naam sal verheerlik. Ek wil vanmôre kom bid. Here, kom was asseblief die voete. Kom oortuig ons waar ons oortree, dat ons voor u kan bely, dat ons skoon kanale vir u kan wees en bereik u goddelike doel met elkeen in hierdie gebou. Deur hierdie woorde, vergeef ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Amen.